Al het hulle dit alles gedoen, dit was om mense tevrede te stel. Dit was om eer te vind. Dit was nie, want ek het 'n werklike liefde vir Jesus Christus nie. As 'n rede waarom Paulus lees, maar een ding weet ek. Ek laat gaan, ek maak my los, ek laat gaan van die verlede, en ek strek my uit na vorentoe, sodat ek my volkome roeping kan bereik binne in Jesus Christus. Met ander woorde wat dit vir my sê, as ek my nie losmaak van die dinge agter nie, nou vir my om my te kan losmaak van die dinge agter, beteken dit ek moet die probleem face en uitsorteer. Die ketting wat my vashou, ek moet vir 'n oomblik draai na daai ketting toe, en ek moet die ketting knip. En ek moet aanbeweeg. Ek moet deel met dit wat my vashou, en ek moet my uitstrek na vorentoe, sodat ek die volkome roeping, die volkome bediening, dit wat die Here se plan is vir jou en vir jou lewe, sodat jy dit kan bereik. En nou gaan ek weer terug Openbaring 2 toe, waar Johannes op Patmos skryf aan die gemeente van Efese en sê, ek sien al hierdie groot dinge wat julle doen. Ek sien dat julle swaar kry vir die evangelie. Ek sien dat julle die slegte dinge nie verdra nie. Ek sien dat julle die predikers vasvat wat maak asof hulle hierdie groot predikers is, maar eintlik staan en lieg hulle op die kansel. Ek sien dat julle dit alles doen, en nou sê hy die volgende, vers 4 sê hy, maar ek het teen julle, my aanklag teen julle is, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Want, al het hulle dit alles gedoen, dit was om mense tevrede te stel. Dit was om eer te vind. Dit was nie, want ek het 'n werklike liefde vir Jesus Christus nie. Ek doen dit wat ek doen vir ma en pa, nie vir Jesus nie. Ek doen dit wat ek doen, anders gaan my pa of my ma nie vir my die kar terugvat. Ek doen wat ek doen, begin kyk na myself, want mammy en papi betaal my R1000 per kilogram wat ek verloor, whatever. Ja, ek doen wat ek doen vir 'n mens, ek doen dit nie vir Jesus nie. Wat vir my sê, jou hart is nie by Jesus nie. Jesus is dan nie jou eerste liefde nie. Ons sien in al die evangelies. En vra hulle, Here sê vir my, Jesus sê vir my, wat is die grootste gebod? Ons het dit. Ons weet, jy moet die Here jou God lief hê, bo alles, maar naas dit, wat is die grootste gebod? En hy antwoord, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Volgende vraag, behandel jy regtig die persoon links, regs, voor en agter jou, soos wat jy jouself sou behandel? En jy wat sê, ja, maar ek het eers myself lief nie. Hoe kan jy vir my sê, jy het Jesus lief, maar jy weet nie wat is liefde om jouself eers lief te hê? En ek weet ek trap op tone by sommige. Maar dit is tyd dat ons reël raak met Christus, sodat ons kan connect met God. That's it. Dit is tyd dat ons reël raak, dat ek kan connect met God. Ons gaan weer na Petrus toe. Ons almal ken die verhaal, Petrus staan en hy sê, Jesus sê vir Petrus, voordat die haan kraai sal jy my 3 keer verloon. Hy sê nooit, nee ek nie, nooit. En ons ken die storie, die kruisiging van Jesus het gekom en hy het Jesus 3 keer verloon en daai oomblik op die 3de keer, toe kraai die haan. Hy onthou wat Jesus se woorde was. Fast forward so 'n bietjie vorentoe na Johannes 21. Ek wil hom vat van vers 15 af. Hy sê toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus. Simon, seun van Jona. Hoor baie mooi, onthou ek het net gesê, Jona het hy nie alles reg gedoen nie. Hy was ten minste reël gewees met God. Hoor mooi. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hierdie is na die opstanding van Christus. Kom Jesus terug, hy vra, Simon, het jy my regtig lief? Hy sê, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom,
laat my lammers wy. Hy vra hom weer 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom 'n derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geraak, omdat hy hom 'n derde maal gevra het. Het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wy. Nou hier is die ding, hoekom het hy bedroef geraak? As hy was soos sommige van my en soos sommige van ons, as hy was soos ek en jy, het ons net 'n front voorgesit en gesê, Here, ek het U lief, alles is reg, alles is cool. Maar hy het bedroef geraak. Bedroef is nie net, ek was so 'n bietjie hartseer. Hy het ontsteld geraak, omdat hy 'n derde keer dit gevra het, van, Heer, ek het dit duidelik genoeg gemaak vir Jesus, dat ek hom so lief het. Hoekom het hom 'n derde keer gevra? Antwoord is baie eenvoudig, hy het hom 3 keer verloon, en God het hom 'n kans gegee vir restituisie. Sodat hy 3 keer weer van hom kan sê, ek het U werklik lief. Eerstens is restituisie, tweede ding kom met 'n opdrag. Jy gehoor hy sê, pas my skape op, laat my lammers wy. Maar vir jou, om daai opdrag te kan kry, dit is vir my dieselfde ding as, vir jou om skape te kan kry, moet jy seker uitgaan en gaan evangelisasie doen. Vir jou om skape te kan oppas, verwys hy nie na die fisiese skape nie. Hy praat van sy kinders. Hy praat van my en van jou. Hy wil hê, weer eens, ons moet kom op 'n punt om reël te raak. Wanneer laas was jy regtig nie ontsteld oor iets wat iemand gedoen het nie, ontsteld want jy soek om meer van die Here en dit voel jy kry dit. Wanneer laas het jy ontsteld geraak want ek traai by die woord van die Here uitkom, maar ek kom nie daarby uit nie, daar's heeltyd iets. Wanneer laas het jy ontsteld geraak want jy probeer gaan afsonder, maar iets trek jou aandag af om te gaan afsonder en tyd met God te spandeer. Volgende vraag, wanneer laas het jy ontsteld geraak as Wally jou foon draai af? Sê weer vir my, God is werklik jou eerste liefde. Sê weer vir my, God is werklik jou eerste liefde. Is dit werklik wat die betekenis is om God lief te hê met jou hele hart, jou hele siel en met al jou krag? Vra maar net. Doen ek en jy wat ons doen om eer te kry, sodat mense ons sien, sodat ek iets kan gain, guns kan gain, by ma of pa, of oom of tannie, of wat ook al. Of doen ons wat ons doen, want ek het werklik 'n liefde vir Jesus. Doen ek evangelisasie, want ek is in 'n span uitgedeel, Stefan het my uitgedeel nou in hierdie span, en ek gaan nou saam, want ek kyk op na hom, en ek wil daar om hom wees. Gaan ek saam op evangelisasie, want jou crush gaan saam. Nou pikkel jy maar net ook saam met die hoop dat jy in dieselfde span is nou as hulle. Of gaan ek en jy saam, want ons besef werklik wat die opdrag was, dat Jesus sê, pas my skape op en laat my lammers wy. Petrus het bedroef geraak, want hy was reël gewees met Jesus. Hy was in touch gewees met Jesus, en dis waar hy, onthou julle, een van daai opskrifte, in Efesiërs sê, wanneer jy in kontak gekom het met God, kan jy nie meer dieselfde wees nie. Dit is veronderstel, ek wil amper so ver gaan om te sê, dit is veronderstel, en ek bedoel dit nie, raak godsdienstig. Ek bedoel, kry 'n verhouding met die Here. Ons is veronderstel om 'n addiction van honger vir God te hê, vir meer. Hoor baie mooi wat ek sê. Want wanneer ons op daai punt kom, wanneer jy, ek weet nie hoe om dit anders te stel, dat dit insink nie. Ons is veronderstel om so in verhouding met die Here te leef, dat as jy vir 2 of 3 ure nie Bybel gelees het, jy 'n onttrekkingssimptoom amper begin kry, om terug te wil kom na die Bybel, om
weer tyd met die Here te wil hê. Dit is wat dit beteken, Jesus as jou eerste liefde te hê.